5, 6? Nooit, kan je ons nog nooit zo vroeg in de ochtend naar omziening toe deursit nie. Na gisterandse dingen slaap hy eers 'n bietjie uit. Hoe sê? Oeh, jene nie, doe me nie ook. Oei, toch, hy sal lang slaap. Is dit koetjie wat op sy rondes uit is? Ja. Goed, bye. Hallo, wat gaat wortel draai? Ik sê mos, ja. Wat gaat wortel draai? Waar vandaan? Johannesburg. Die sondagnuus. Oeh, jessie. Ek trek nie nou dalk my dinge sien, hè. Vraag eens. Maar as jy nou eers hoor wat alles hier gebeur het, dan sê jy meer respek hê vir wat gaat wortel draai. Ek bedoel nou omsiening van Wyk byvoorbeeld. Hy was mos burgemeester gewees eers. Ag ja, wat hy is maar van die Van Wyks van hier rond van die kontry. Hulle is op veil mos hier by ons. Iets soos 25 jaar lank was hy in die stoel gewees. En dan onze dominee dooie weer. Hy het so graag by my orgelklasse geneem, weet jy? Smiddag na die sentrale toemaak. En dan natuurlijk koetjie Emmer. Emmer sê ek ja. Ag, sy van was eintlik Lemmer. Sy oupa grootjie het ons dorp aangelê. Net mooi 100 jaar gelede. Dis mos die wat ons gister die fees hier gehad het en alles. Wel, ek sou sê, dit het destyds begin toe, omsiening nog burgemeester was. Ek was eintlik besig met 'n orgelles. Verdoem my nie, ja. En oei, soos ek verstaan, was daar op die dorpsplein in die, hoe sal ek nou sê, ja, ons historiese gebou, ja. Want hy's 'n baie gereelde man, al sê ek het nou self. En hy sit toe nog daar so, op sy gemak kan jy maar sê, toe kom omsiening daaraan. Koetjie. Koetjie? Koetjie, wie is daar? As jy hom nou weet ek is hier, vir wat maak jy nie dat jy wegkom? Ongeskik. Jy moet meer respect hê vir die ouderdom. Ek praat met jou my amptelike hoedanigheid. Laat ek hoor, oom. Ek het besluit om 'n eeufees te hou. Koetjie, is jy daar? Wat 'n eeufees? Ons dorp is mos aankomstig jare 100 jaar oud. Dis nie die dorp wat 100 jaar oud is nie, omsiening. Dis hierdie gebou, my oupa het hom nog self gebou. Kyk, bokant jou omsiening, man, daar staan dit, 1851. Ek weet, ons het besluit om fees te vier. Hoeveel ons op daai pond van oom? Ek het namens die gehele raad besluit. Gebeur dit nie bietjie maklik? Koetjie, wat praat jy dan nou? Ek weet, al die jare besluit ek mos al namens die raad. Ek weet, dis toch hoe ons hier op wit gaat worden draai werk. Ja, miskien is dit tyd dat ons weer 'n slag praat oor die soort ding. Ek dink nou, ek hoort ook daar in die saak gekend te word. Wat sê van die plek word ek nie daar is om sy dooies te begrawe en sy emmers vir hom te versorg nie, hè? Oom weet ek is daar ook op die raad. Ex officio, koetjie. Ex officio, dis al. Vertel nou van die feesstorie, oom. Wanneer stel ons 'n program op? Die program is klaar opgestel, koetjie. Hier. Kom op. Koetjie, waar is my papier? Waar hy hoort. Koetjie, waar is my papier? Waar hy hoort, oom. In die emmer. Dis mos heilige kennis. En hier staat ek met my ketting en al. Wat is er vandag met jou? Jy het net weer 'n pas nik gier in jou. Jy nog nat agter die ore is. As jy eers my jare het. As oom my vra, is dit presies waar die hele gevoeter begin. Oor die dorp vasgevat word deur 'n spul ou manne wat al lankal moes stoep gesit het in hulle aftreetyd. Ek wonder wat ons er geworden as ons oorgegee het aan spul snotkoppe soos jy. Vir jou is niks uit die ou doos. Mos meer goed genoeg. Nou laat ons immers behoorlik daaroor besluit. Op 'n raadsvergadering soos dit hoort. 'n Stadsraadsvergadering? Die
weet zo goed soos ek, dat Witgat worteldraai is 'n stadsraad nie 'n ding is wat jy sommer so laat vergader, so bokke om 'n syplek nie. As ek gebesluit het, dan is dit Sheila, dis ek Maar kapot. nie oor hierdie fees nie. Dis te 'n groot ding vir een man om oor te besluit. Koetjie emmer, maar wie praai jy? Met oom Sening van Wyk, en sê dit sy gees is. Ek dink, daai fees van oom, soos hy daar in daai emmer lê, is 'n niks werd ding. Ek dink seker jy kan 'n beter fees uitdink as ek. Is dit wat dit is? Dis presies wat dit is. Pomp, dominee, pomp. Ag, ek weet nie, sustertjie, of ek ooit hierdie ding onder die knie gaan kry. Hy dominee weet mos van Anna hoor wen. Ja, ek weet, sustertjie. Dan mag ek my verootmoedig om te sê ek is gewoond daaraan om te wen. Hierdie genade natuurlik, maar ek het my naam baie harde bene kom met hierdie Jan Sebastian Bach. Ag, dominee, dis as 'n kwessie van tegniek. Ek meen as dominee nou eers mooi weet wanneer om waar te druk en of die hande moet bo wees of onder, of die voete moet saamtrap. En wanneer om in te druk en wanneer om uit te trek. Hierdie stops. Nee, ek weet nie, ek dink dat al die dinge wat 'n mens gelyk moet leer. Jy het mos gepraat van 48 voorspele. Dis reg, dominee. En dan nog die variasies. En die 23-part inventions en so aan. Maar dis net ek gesê het, dis alles tegniek. Moenie worry nie, dominee, alles sal regkom. Gelukkig dink ek nou nie in terme van tegniek nie. Vir my is dit 'n liefdestaat. Nou ja, dis ons les verby. Kan ek nou met persoonlike hoedanigheid maar sê. Koekie? Baie dis tyd dat ons gaan, dominee. Ag, moenie aan my dink as dominee nie, asseblief. Dink aan my asseblief. Dink aan my as ek dit nou so mag formuleer as Ludwicus. Dan groet ek maar tot maandag, dominee. Ai, suster, hier is altyd so haastig. So haastig. Nou ja, ieder woord hier om verandering, so sê die skrif, nee. Ek het nog werk, dominee. Maar jou sentrale is toch al toe, suster. Maar dis Vrydag. Vrydag aan moet ek vir Kootjie Emmer help met sy state. Wat se state? Maar sy werk vir rondes, hoeveel gelling per myl, hoeveel emmers, al daai goed. Nee, ek dink daar word 'n bietjie te veel van jou geverg, susterpie. Te veel. Ag nee, wat dominee? Ek dink ook maar aan as hoe dominee nou weer gesê? Liefdesdaadjie. Nog nooit. Ek sê hier nog nooit in my amptetermyn van meer as 40 jaar het so iets met my gebeur. Die man is 'n bedreiging vir ons samelewing. It's possible, Mr. Van Wyk. Ek kan dit jou weg sien. En maar jy moet nou dink soos ek dink, hè? Mens kan Kootjie Emmer nie sommer uitsmyt nie. I mean, after all, die hygiëniese voortbestaan van ons society makes him indispensable. Mr. Van Wyk, have a drink. It's on the house. Jy's 'n ware Christen, typies Levine. Oh, nee. That's true, that's true. Maar zoals ik altijd zei, in zwaar tijden moeten mensen samen staan, hè? Ek sal hom kry. Ek sal met 'n reglement van orde bykom. Ek sal hom wys wie's baas. En hierdie doen. Hoe laat jy my nou skrik? Ek dink jy sal uit op jou rondes. Het jy alles wat jy moet hê? Hoe sal mens toch nou ooit alles hê wat jy moet hê? Kootjie, het jy al my nuwe borstbeeld gesien? Ja. Dis mooi. Lyk soos jou oë. Soveel peanuts. Hulle sê dit baie goed vir. Ek bedoel, is lekker om sommer net so aan te kou. So jy reken daarom ek het mooi oë. Hoekom kom jy Prachtig. altyd so absent-minded? Huh?
absent-minded. Ek is nie absent-minded nie. Ek sê mos hulle laat jou te veel werk. Is nie van die werk nie, man. Dis van die worries. Dis hoor ek so baie dinge het om te doen. Nou kom oom Sening ook nog met sy feesstories. Fees? Fees, ja, fees. Waar het jy nou al ooit... Jy weet, ek sê vir hom, as julle nou wil eeufees hou, laat ek vir julle wys hoe om 'n program op te stel. Laat jy net nie die raad by mekaar kom. Vir wat, vraai? Sodat ons die fees kan bespreek, man, sê ek vir hom. Jy weet, is tyd dat hierdie dorp begin groot dink. Cookie, sien jy wat ek sien? Hè? Ja, dis 'n... Ag, koekie mens wysie vir 'n vrou sulke dinge nie. En dink jy nie as ons gaan eeufees hou, dat dit die tyd is vir so iets nie? Hè? Hi, koekie. Wat bedoel jy? Dis presies wat ek bedoel. Net vanaand gaan konfronteer ek vir oom Sening van Wyk. Cookie Raudenbach, ek sê nou vir jou. Witgat borreldraai staan op die drempel van groot dinge. Wat ek moet gaan. Call my name. Cookie Emma. La la la. La la la. La la. Koekie. Kom in, kom in. Ek het gedag jy sal kom ekskuus vra na jou onbehoorlikheid van vanmiddag. Nee, ek's besig oom. Kom ook geen stuk as kies vra nie. Nou vir wat kom staan jy nou hier op my drempel? Net om dit te oorhandig. Skriftelike versoek dat die raad bijeengeroep word. As dit oor die fees is. Ja, dit is oor die fees. Want daar het vir my 'n nuwe lig oopgegaan. Ek het 'n toekomsblik gehad. Oom Sening. Daar lê vir hierdie dorp 'n tyd van groot dinge voor. Ek wil niks van jou nuwe wetsighede weet nie. Haai. Ek. Wil jy sodanig met die raad bespreek? Roep ons byeen. Nou openbaar ek my toekomsblik, my visioen. 'n Fees soos wat Witgat borreldraai nog nooit gefees het. Die program is klaar opgetrek. Daar's my brief oom. Of nooit maar my ultimatum as hom wil. Middag, Joepie. My nommer 2 breinhaalde nog nie aangekom nie, jong. Maar nee, ek wag juist vir sy grys. Hy sal dit seker saam bring. Die ou kan weer laat. Ag, jy ken hom ons, hy's dis aan ons trip. Jy het gehoor, nee? Koetjie en oom Sening is mos weer aan mekaar. Ag, dat is mos ou lui van hulle twee. Ja. Wag, ek het dit verstaan, ginne gehad nie. Ek moet die sentrale gaan oopmaak. Laat my maar weet as daai breinhaalde aankom, hoor. Goed. Sien my maandag oom, ek's besig. Koekie. Ek kom met jou praat. Maandag. Die stadsraad het besluit. Hoe weet ek daar niks van af nie? Ek het op hoë vlak moet al die lede samesprekings gehou. Konsensus gekry, besluit 'n vergadering is oorbodig. Ons bly by my program. Daar man, kom help my, pak maar weer die emmers af. Maar moet jy nie vanaand uit nie. Van hier 'n oomblik af staak ek. Dis onwettig. Munisipale regulaties.
Staak is het onwettig. Dan, pak af. Los net een emmer op. Wat maak je nou? Ek bly binne die wet, hoor. Ek werk volgens die boek. Vandaag gaan ek net een emmer op 'n slag ry. Je moet nooit kakeren, niet? Sal seker nie. Gaat ook nie oor tyd werk nie. Opskit dan. Maar die stadsraad is besluit. Dis 'n besluit wat nog 'n groot stank gaan afgee. Los! Excuus. Maar als meneer Kooitje zei, afrij, dan laat ik af. Hij is mijn oorlog. De regelen staken en die locatie ook. Alles wat zo 100 jaar hiervoor gewerkt wordt bedreigd. Wanneer kan je nou gaan zitten? Hoe kom je? Meneer Kooitje te laat naar gereden nie. Armaas, kan je niet doen, man. Ik ben daarvoor een drukkie. Grijs, kom uit, man. Oh, is het dikker. Ik is toe. Praat met die man. Middag, Kooitjie. Sê vir hom of hy nie ook as jy kop het nie. Daar kom oproer hier die dorp. Jy hoor wat hy sê, Kooitjie. Want hy ons moet almal uitsterwe van builepes of iets. Hele pes. Kom Wikus. Dan skete. Hoeveel jare ken julle my nou? Ek kan sê vir hom ons ken hom van die as hy neppies gelê. En jou neppies. En het ek al ooit een dag of een nag my plig versuim? Wikus, sê vir hom dis nie wat ons nie weet wat gaan aan nie. Dit hang nie van my af nie. As dit my saak was, het ek vandag nog hierdie dorp skoongemaak. Nou maar vir wat doen jy dit nie? Hier staat ek, 'n lydende mens met longe vol water en 'n rug wat my opkuil en die sinkes in my tande en die jeug in my knieë en ek het geen plek om in vrede te gaan sit nie. Alles is vol. Gaan praat met oom Sening van Wyk. Hy moet net die woord spreek, dan is alles reg. Wikus, dis tyd dat jy op die stadsraad kom en jy kan regryk. Kom, laat ons met Sening gaan praat. Je weet, broer, hier is een algemene noodtoestand hier achter in die pastorie. Ja, bij mij is ook. De helft van die dorp zit al in die drakspreid. Ons kan natuurlijk die man onder een gemeentelijke tucht plaatsen. Ja, dat is dan maar een revolutie. Jullie locatie staan achter. Als we dat niet klein gelovig worden hebben. Weet ons nooit. Net als wanhoop. Zou ons wel eerder gezien doen, niet? Daar die man kan net nog uitroeien. Nou, mijn Kooitjie, die saak loopt nu naar een punt toe. Ek is vreeslik bly om Sening. Ek gedink jy gaan vroeër of later rede verstaan. Ik laat niet met mijn mors niet hoor, hè. Morgenochtend kondig ik een noodtoestand af. Je hebt vannacht nog kans. Wat se kans? Om op te remmen schoon te maken. Ek werk volgens die regulasies. Het is noodtoestand. Dan confiskeer ik namens die raad Jehovah en die belang van die dorpswelzijn.
Namens die stadsraad. Die stadsraad weet daar niks van af nie. Ik kom om te onderhandelen, Quickie. Gaan ons die feest bespreek of nie? Bly waar jy is. Hou je plek, rus. Broer, waar jy staan doen. Broer, ek... Broers, susters. In hierdie omstandighede van verskeurdheid hier in ons geleedere is dit vir my vandag as u leraar hartverskeurend om te hier kom. Ek gee nie my wa af nie. Maar broer Emmer, niemand vra jou om jou wa af te gee nie. Ons kom nie in tweedrag nie, broer. Ons kom hier in liefde om hierdie tragiese breek Wat van die fees? Ons is heeltemal gewillig om die feestprogram opnuut deur 'n kommissie van ondersoek te laat ondersoek en Wat voor commissie? En wie, as ek mag vra, is die kommissie? Wel, ons geagte burgemeester hier en jouself en uw dienswillige dienaar. Dit is 2 teen 1. Broer. Nou ja, dan wys ons maar, soos hulle sê, die donkerbek. Broer Emmer, verlaas strek ek nou die hand van vrede tot jou uit. Hier kom my geheime wapen op ons gryse lorrietjie toe, meneer. Nou sit klaar met julle. Kom lekker. Ja, meneer. Wat dingen hier in je lorry? Wat zijn dingen in die box? Hey, Quickie, wat zijn dingen in die box? Dis witgat worteldraai se eeufees in hierdie boks, ons ene. Roep die raad by mekaar, dan maak ek hom oop. Nooit! Dominee, om my ontwil. Sustertjie, as dit jou erns is, ja. Quickie, wat sê jy? As hulle hier voor almal beloof om dadelik die raad by mekaar te roep. Mense roep nie soms so uit die bloute raad by mekaar en daar's voorgeskrewe reëls en regulasies. Julle jongens van daar dink julle kan sommer net kom maak 'n brief. 48 uur, oom Sening, dis al wat nodig is. Al 7 raadslede is teenwoordig. Dominee, Broer Sening, Roep die damraad oor môre middag om 3 uur. dankie dominee. Nou, dit is vir ons... Ons allemaal. Nou, ons aanhou... nou ja, laat ons samen sing. Ek denk ons sing. Landgenote, vrienden, kom ons gaan maar binnen. Dankie, dame. Dominee, dis 'n geslote vergadering.
Maar broer, hulle het nie so kennis gegee nie, ek meen. Dis 'n private ding die doen. Here, neem plek asseblief. Sit. Dis 'n geheime raadsaak. Soos almal weet, is al lank al my kontensie en begeerte dat die raad weer moet ontmoet. Veral in die lig van onlangse ontwikkelinge. Maar zoiets geskied nie sonder rype beraad. Rype beraad? En deeglike voorbereiding. Die raad is bijeen om tentatieve voorstelle aan te hoor van die geachte lid Koot Emmer. Met die oog op reëlings wat getref staan te word vir die viering van die dorpse eeufees. 100 jaar. Binne afsienbare toekoms. Die vloer was. Kan jullie sien die achtbare raad sit nie? Maar ons was mos altyd vrydag die vloer. Nee, maar dan kan het môre kom, was die raad sit vandag. Ons is het gewoon vrydag was, want het is môre Saterdag. Toe loop nou, julle kan môre kom was. Kan julle dan nie buitekant gaan sit nie? Maar die raad sit, loop hier so en dan kan jy kom was vir ons klaar gesit het. Ons moet waak. Dat ons ook nie in so'n groep verval soos hierdie mense. Dit is onder gewoon is om die vloer vrydag vir 40 jaar lang te was. Kan nie aanvaar en mens ook later kan doen nie. Stel nou ons geachte lid meneer Koot Emmer aan die woord. Franne, ek's nie 'n man van baie woorde nie. Praat, laat ek liewer aan ander mense oor om te praat. Ek wil net sê, ek is baie lief vir hierdie dorp vir ons. Ek dra sy belange op die hart. Anders sou ek nie nog vandag hier praat nie. Want daar staan in ons dorp 'n groot ding voor die deur. Die wêreld het baie verander. En 'n man moet bybly deesdae, anders is daar tickets. Witgat Borreldraai moet vandag besluit of hy wil saamgaan, vooruitgaan of agterbly. Nou, ek het hier 'n ding laat kom wat as het ware ons fondamente gaan toets. As julle wil nader staan. Daar is hy. Wat voor zo'n stoel is die dan nou? Hier, doen we dan nog gaten. Juist te min, mens kan sien is 'n vakman wat praat. Nou, vir wat sal 'n mens op so 'n ding wil opsit? Dink 'n bietjie oom. Jy bedoel toch? Bedoel tog, oom Sening. Dit is wat in die buiteland gebeur. Terwyl ons hier, jy kan maar sê, bly sit. Dink nie. Nooit meer op 'n donker aand oor 'n klip of 'n stomp struikel as jy inderhaas oor die werf moet stap nie. Nooit meer die vrees vir muggies of perdebye onder jou nie. En nooit meer die gevaar van 'n koue op jou blaker nie. Hy's skoon, hy's sindelik, hy's modern en hy's binne in jou huis. Bydrae net vir wanneer daar nood is. Binne in jou huis? Jy dink so waar buite. Nie reguit oom, reguit. Oh, lijkt me nou een bright idea, my boy. Nou, wat het dit met onze eeuwfeest te doen?
Op die fees wy ons die stelsel in, oom. In die gebou op die plein. Dis die begin van 'n nuwe toekoms. O. Maar ek verstaan nog nie. Hoe werk die ding eers? Maklik. Jy sit so, en hier langs aan in die muur is 'n rolletjie met spesiale papier. En as jy klaar is, dan trek jy hierdie ketting, die water vloei met 'n pyp hier af en spoel alles mooi skoon uit. Begin met 'n stoel met 'n gat in die middel waar gaan eindig. Alles wat vir ons mense ooit goed en heilig was. Oom Seene, moenie altyd onder toe kyk nie, kyk bietjie op. Hierdie hele dom, se tyd, so kommers, met so 'n ding skaam jy jou. Probeer hom net, oom Seene, probeer bietjies. Dis die tande in oom se agtersak, man. Nee. Klaar, die dek. Klaar waarmee? Jou goed, Emma. Julle. Op. Hier. Vandag. Oceaning is uit, gehoor. Oceaning is uit. Ja, sit net gou 'n bietjie neer om goed aan die sterk man ook sê. Maar gou. En nou, waarheen is julle op pad? Nie gehoor Seene moet bedank nie. Nou sit ons onder burgemeester, ons geslaap vanaand nie, ja. Val die grootste Babylon. Die vloerbrekke wat so kraak. Dis al wat ek wil sê, Armand. Jy was altyd Seaning se adjutant gewees. Nou dat hy nie meer met ons is nie, moet jy sake in jou hande hou. Maar nie met my seker nie. Ek sien die loppel uit mekaar uit. Julle moet net vir Kootjie bedwang hou, dis al. En as jy maak soos ek gesê het, sal julle nie spyt wees nie. My Pieter sal vir julle tot groot hulp wees. Hy verdien dit. Niemand het hom nog ooit gereken. En as ek aan my graf lê... Ag, skete. Lang nadat ons almal onderkleed is, en jy nog hier rondloop. Nee. Nee, ek voel dit kom. Van die ding hier op die plein is ek nie meer dieselfde mens nie. Einde is nou baie naby. Dis my rug, weet jy. My hart. En die water op my longe. En dan is dit so hier in my bene. En die sinkens op in my tande. En die holkol op my maag. Ag, dis soveel ek kan alles noem. Ga wonder hulle noem jou skete nie.
broer Hermans? Dis nou toeval dat ek dominee raakloop. Ek was nou juist op pad pastorie toe. Ja, we staan nie so ding soos toeval nie, broer. Ons gaan drink koffie. Dankie, dominee. Ek het net gedink. Dag, Kevin. Broer, ek was nie so op pad na jou toe. Dis oor broer Sene. Die hele nacht nie oog toegemaak nie. Ek het die hele nacht wakker gelê, broer. Dis oor broer Sening wat ek na dominee toe op pad was. Maar dan is dit daar eensgesind. Dis wat het woord, broer. Eensgesindheid. Broederskap. Ja, daar is nou 'n vakature op die stadsraad. Precies. Jy moet dan verstaan ons mekaar, broer. En die moet gevul word. Is dit so gereeld? Hoe lyk dit wat sit vandag wees vir julle? Koffie vir my, asseblief. Weet nou? Dankie. Nie stukkie tee nie. Nee, dankie. Hoe gereeld? Ek het dan juist na dominee toe gekom om te hoor of... Ja, nee, maar broer, nee, kyk, ek is heeltemal gewillig. Nee. Kyk, as 'n mens 'n plig jou roep, dan sê ek 'n mens moet rus daar bly. En dominee, ek het dan nou juist gedink. U het soveel pligte met die siele van ons gemeente, dat ons u nie nog kan belas met die liggame ook nie. Maar wat bedoel jy nou, broer? Nee. Geen die keizer wat om toekom? Precies so, dominee. Laat nou die stadsraad in ons gewone mense se hande, sodat u nie met die wêreldsheid besmet raak nie. Wie het jy nou in gedagte gehad, Hermans? Dominee, ek het so gereken. Ou Wikus Boego was nog altyd 'n steunpilaar van ons gemeente gewees. Broer, kijk, is nou niet hieroor of daaroor nie, maar ik vraag mezelf nou net die vraag af. Als een mens nou daar aan my bijdrage moet opweeg tegen broer Wikus. Precies so, dominee. Dis juist ons wat ek gesê het. Elke mens op sy eie plek. Maar waarom nou mense so Wikus dit met? Hy kan nie eens 'n vliegskade aandoen nie. Dominee, is nou net omdat hy my al die jare so goed bygestaan het. Met die medisyne. As die pyn nou begin lol, as die weer opsteek. Dominee weet mos van my wond. Ja, nee, broer, ek het nou maar vertel. 122 duim, dominee, toe hulle van sy lewe my prostaat uitgehaal het. Om het long gesny. Ek het die ding daar by Jesus, dominee, om graag wou sien. Dankie, Kevin. Versier. Ja, dominee. Wikus Boego. Al die jare, ja, dominee. Toen ek so gereken, ek as agerende burgemeester, voordat ek nou self ingeseën word, heb toch zekerlijk die recht om iemand in ons zinningse plek te koopteer. Is nou net uit erkentelijkheid, dominee. En ek geloof, ou Wikus is net wat ons in die tijd nodig het. Nou ja. As die nou ek en Jopie vanmiddag hier is. Wikus, wat is je aller antwoord? Hermans is so skielik, ek wonder my. Ek sê vir die mense, dankie, maar nie so gevrek daar sit nie. Is genoeg dat ons een dooie in die huis sit. Ai, skiete. Jy moet nie sulke dinge sê nie. Jy laat my skoon aardig voel. Maar dit is so, Joppie. Niemand glo my nie. Maar ek is op my laaste. En dit maak my so bly dat my Wikus nou ook die raad gehaal het. Sê jy dankie sê vir die mense, Wikus? Allah. Dan van ganse harte bedank as dit so gewil is. Wikus, maar waar kom jy daan? Hoeso, ek kan nou nie weet nie. Ek sit dan daar by die sentrale, man. En jy moes al die gebellery gehoor het vandag. Ek het eers kans gekry my hare te kam nie, sê ek jou. En hy het aanvaar sê. Soos ek hulle ken, het ek hulle hom nie eers 'n kiese gegee nie. Is Wikus op die raad? Ja.
En hy gaan natuurlik agter hom aan staan. En ek gaan vir jou uitstem, Koetjie. Dit was alles verniet geweest. Dink jy ek gaan my deur 'n klomp ou manne laat uitoorlê? Jy's klaar uitgeoorlê. Jy's te oop en bloot vir hulle, Koetjie. Moet sê. En nie gedink hulle gaan met so 'n ding kom nie. Wiekie sal nooit ooit vir 'n nuwe ding stem. Ag, Koetjie. My hart is so seer vir jou. As jy partykeer daar lus voel om jou kop op iets sags te laat rus, ek sal jou nooit in die steek laat nie, Koetjie. Dankie, Koekie. Jammer, jy is nie op die stadsraad nie. Koetjie. Wat lief my sê, Koekie. Ag, Koetjie. Vat maar 'n paar peanuts. Ja, Koetjie. Nou, baby. Ek het geklop. Die tyd van die nag. Ja, ek was toevallig net aan die buurt gewees. Foei toch. Wat is dit dan? So skielik, Koetjie. Ons het mos altyd gedink. Het sy maar net aangesit. En toen nou, so skielik. Wat is dit dan toch, baby? Maar ek sê mos vir jou. Die arme skete. Sag jullie gegaan. Skaars hier terug. En met zo'n mooi smile op haar gezicht. Met zo'n compleet sê, is die eerste man wat een skete regtig tevrede is. Precies. Nee, wat? Het skete gaan lekker. Vroeg. As ek nie daarna geplesier is met so ou vreksels soos Wieke getrek is. Ek ken dat dit nou moes gebeur. Amper so sonde. Dan Wieke, wat sluip jy so siekies hier in? Nee, kom maar net kyk of alles na wense gaan, Koetjie. Skeet het my gevra toe sy nog geleef het. Ek moet kyk dat sy sag lê. En ook nie op die linker sy nie, dan druk dit op die hart. Is alles reg, Wieke? Ek hoor om Wieke is nou ook op die raad. Nee, dit is so, ek kan nie strei nie, hulle het my gekopereer. Hey, maar dit is swaar. Wat is so swaar om Wieke? Ek is bang ek maak 'n fout. Die hoge dinkse maniere ken ek nie. Maar Hermans het gesê... Wat het die Hermans gesê? Nee, niks daarna gesê. Hy het net gesê ek moet vir hom stem, dat is alles reg. Ag nee, jy gaan sekerlik nie vir daai ou viervreter stem nie, Wieke. Ek het nie 'n keuse nie. Hulle het my gekoopereer om vir hom te stem, sê hy. Dit is dit, of anders niks. En skete het my so gedruk deur al die jare oor die ding. En hier is ek besig om tans Skete se kus vir haar gemaklik te maak. En oom met die chick om vir my te kom sê oom gaan vir 'n ander man stem. Annie, hoe dan? Ek staan ook vir burgemeester, ekskuus. Maar ek kan nie vir jou stem nie, Koetjie. Ek het sulke onchristelike dinge van jou gehoor, daardie stoelaffair. Oom beter vir my stem. Wie gee jou die reg om jou so te wip teenoor my, hè? Snap. Bogsnuiter, wat alles hier onder ons wil wegspoel. Nou maar goed. Dan moet oom net bereid wees om my gevolge te dra. Wat 'n gevolg?
Wikus, ek het 2 waans hier op stal. Die lijkswa en die nachtwa. Nou moet ouma self besluit op watter een tanskete in haar laaste rustplek moet ry. Nou, jy kan dit nie doen nie, dis afperstery. En is ouma Armand se storie miskien nie afpersing nie, hè? Nee. Oom moet maar self besluit. En dan is daar 'n storie van die linkersy. Tanskete gaan nog by oom kom spook oor daai ding, ek sien dit kom. Stem oom môre reg. Dan hou ons 'n mooi begrafnis oor môre. Of so nie. Wat sal Skete sê jy van moet weet? Ons sien mekaar by die raadsvergadering, Wikus. Dus ten spyte van enige iets wat in die verlede gesê is daar geen rede om te dink dat dit sommer Ubuntu se amp is nie. Ons kan nie sommer enige iemand toelaat om ons voor te gaan nie. Daar is oorloge en gerugte van oorloge. En die Amerikaner saak is 'n gevaar. Dis vra ek nou om voorstelle. Ek sal die voorstel maak soos jy gesê het ek moet hom maak, Armand. Maar ek het eers iets op my hart. Het oom Armand by oom gevra om hom voor te stel. Dan objekteer ek. Stel dan nie hof. Ek wil maar net sê. Daar is vandag mense wat my verdink, omdat ek is wat daai ding in die boks hier aangebring het in my lorry. Maar ek het nie geweet wat dit is nie. Kootjie het my nooit gesê nie. En ek is jammer om dit vir 'n vriendjie van my te sê. Hy was maar seker voortvarend in sy jeug. Maar hy het my vir 'n baie lelike doel gemisbruik. En ek sal nie toesien dat ek saamwerk om ons wortels van ons uit te grawe nie. Ek was my hande. Dankie. Maak je voorstel. Dan stel ik Armand voor als burgemeester. Zo ja. Baby's? Wat? Is daar niet iets wat jij graag wil zeggen? Nee, ik denk niet zo niet. Secondeer of zoiets. Oh ja. Ja, ik secondeer, ja. Nou ja. Nou, dan lijkt het of het eenparig is. Oh, eenparig en smarig. Ik propose voor Quickie Emma. Jij zoekt moeilijkheid met die boerenlewin. En jij het niet eens een secondant nie. Nou ja, dames en heren, dan wil ik... Ek sukkereer. Jy het my verkeerd verstaan, Wikus. Ek weet wat ek sê. Ek meen dit. Ek het vir jou gesê. Ja, ek bedoel. Is dit waarom jy lid geword het van die raad? Om alles sommer so uit te verkoop waarvoor ons staan? Terwille van my skete se ewige rus, ek sukkereer vir Kootjie. Ons sal mekaar weer sien, Wikus. Nou dan. Hier staan ek. En daar sit jy, Kootjie. Ons twee kan nie stem nie, want ons is voorgestel. Neem nou ons voorstellers en ons sekondante weg, dan bly daar net een man oor om te stem. Jopie? Amans, ja. Ek voel nogal sterk. Die ding oor die miliestronke en die skwertjies koerantpapier. Koetjie, maar jy het gepraat van 'n nuwerwetse rolletjie pampier. Ja, dis reg. Stem nou, dammit. Nou, wat sou jy sê as jy wins op so 'n rolletjie? Seker maar so penny of so. Al, daai geval lyk dit my nie. Amans, ja, dan sit ek maar my stem op. Maar oom sal natuurlik bokste en bokste en bokste van die goed kan verkoop. Om sy gryse lorretjies al week na week amper tot bo gelaai kan wees. Veral in appelkoestyd. Stem, man. Stem. Lexie. Ja, nou kyk. In daai geval stem ek
Kootjie Emmer. Nou vrienden, dan bedank ik jullie voor die vertrouwen in mijn bona fide. En dan neem je ook een kwaal. Het leven. Shut up! Nou dat ons staan waar ons staan, wil ik hoop en vertrouw dat ons in die nabije toekomst ook zal zitten, zoals het wordt. Hoor, sal nie daar wees. Ek sal sit soos my pa en my oupa gesit het. Jy kan nie 'n ou hond nuwe triks leer nie. Dit is een gewichtige zaak waarover ons vandaag moet besluiten. Ek is daar teen. Ja, ek ook. Ik praat niet van die nieuwe stelsel alleen nie. Ik praat van ons nieuwe sportbeleid. Wat se sportbeleid? Kennetjie en jakskei? Nee, o nee. Groot ding is ons leser. Wat er ander sport is daar vir so dag as die sports van ons eie mense. Rugby. En nie net sport nie. Daar is byvoorbeeld waardigheidsbekleers van die omliggende dorpe wat met boodskappe kom. En elke dorp in die omgewing stuur 'n skoonheidskoningin. En hier kroon ons dan die koningin van koninginne. En die hoogtepunt is die historiese monumentenkommissie wat ons gebou kom insien met die inwyding van ons nuwe spoelstelsel. Ja, sy weer besig met die spoelstories. Oom Armans, ek het mos die meerderheidsstem op die raad of nie? Het ek? Ja. Nou ja, kom ons bespreek dan die Eeufees rugbywedstryd. Ek is daar teen. En ek ook. Ja, broer, ek wonder wat se onheilige besluite daar weer vanmiddag in daai raad sal uitgebroei. Ja. Koffie doen nie? Oh, dankie, broer. Ja, wat weet hulle nou van besluite? Maar daar kom hulle nou. Hier ek weer reguit kroeg toe. Ja? Emmer jou voor. Ja, man, maak voor, beetje. Kom maar. As leier van die oppositie is ek geregtig om te weet wat jou planne is met die rugbyspelerij. Soos jy weet het ons bespaarlik genoeg mense vir een span. Teen wie dink jy gaan ons oefen? Alles gereël, Oom Armans. Ons speel oefen teen die span van oor kan die Brakspruit. Die wat? Ons oefen teen die span van oor kan die Brakspruit. Dis alles gereël. Ons het wit trui en wit broeke. Ons is die witgatte van Witgat Worteldraai. En hulle speel in swart. Hulle is die All Blacks, klaar gereël. Wel nou jou wragtig. Broers, ek het inligting wat daarop dui dat daar vanmiddag iets verskriklik op die stadsraadsitting gebeur het. All Blacks. Hier is al lang kwade invloede in die insypel in ons midde. Maar nou het dit die punt bereik waar ons blote voortbestaan op die spel is. Broers, ons was slapende, terwyl ons moes gemaak het. Kootjie Emmer sal nooit in sy planne slaag nie doen nie. Ek sal sy pale vir hom afsaag, nog voordat hy sy lentjies begin trek. Er is oneindig veel meer wat op die spel is as voetbal, broer. Wat dan nou, dominee? Broer Emmer is 'n communist.
Maar dominee, hy het vanmiddag nog so gezond gelyk. Veel erger. Het is niet net dat hij communist is, nie. Maar hij heeft ook daarin geslaagd om die hele stadsraad te omskep in een frontorganisatie. Dat is niet mogelijk, nie. Broer, dit het klaar gebeur. Als ik nou op die stadsraad was, dan kon ik het dan verhoed het. Maar het is te laat. Sien, zo geslepen sluip hulle in, hè. Zo graven we die grond onder ons uit, broers. En voordat ons weet waar ons is wat gaat worden draai. De voorstad van Moskou. Nee, wat ons doen? Ons kan natuurlijk voor sabotage aanklaar. Hoe ben je daar buiten? Wat hij daar in ons straat met zijn nachtwaard doen is niks minder dan sabotage. Ja, maar geestelijke sabotage is nog veel erger als dit, broer. Dat krijg je niet makkelijk uitgeroeid, niet. Nee, ons zal meer positief te werk moeten gaan. Maar kijk hier. Kaal meisjes. Half kaal is. 3/4 kaal is. Suggestieve sede ondermynende lectuur wat ek deur die jare uit sekere tydskrifte verwyder het. Dis waar ek begin, broers. Pornografie. Dominee, as my daardie goed gee, dat ek het ook net nagaan. As wat so maak, broer. Witgat wortel draai is die laaste bastion van die Weste, broers. As ons val, dan val alles. Nee, maar ons gaan nou uit die raad gooi. Sy nachtwaar afvat. En sy lyk waar is dat dan moet. Helaas, 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 o helaas, broer. So makkelijk raak ons nie van die kwade ontslaan nie. Onthou, dit is by hierdie tyd nie meer net broer Emmer nie. Maar daar is baie, baie ander wat besmet is in ons midde. Nee, die enigste is aksiekomitee. Nou sal dominee moet uitleg. Een actiekomitee, broer, is een komitee van actie. Hoe krijgen we dit alles recht? Broer, ons moet nou oorgaan tot die stichting van die komitee van actie teen communisme. Ons kies vir ons voorzitter, ondervoorzitter, secretaris penningmeester. En as dit afhandel is, dan kan ons oorgaan tot die opstel van een manifest. Manifest. Suiwerheid van taal is ons strewe. Teen die kwaad sal ons stry. Reg sal geskied. Ons sal oorwin. Nimmer sal ons faal nie. Tot die oorwinning sal ons voortveg.
dominee wil gaan kommuniste jag, dan moet hy maar gaan. Ek hoor die jag is oop. Kootjie, maar wat dominee sê, jy is 'n kommunis. Lyk ek vir oom na 'n kommunis? Nee, maar Julle my vra. Het dominee hierdie hele ding uitgedink oor hy bang is vir my wegspoelstelsel. Al die jare het ons deurgesit op Greinhout. Nou bring ek vir julle sagte hout. Al die jare het julle gesukkel met stukkies koerantpapier. Nou bring ek vir julle iets sags. Al die jare het julle in julle intiemste oomblikke tussen vliee en perdebye gesit. Nou bring ek vir julle rus en stilte. En julle weet, op 'n somersdag is daar dae lank nie 'n wind gewaai het nie. Mens kan dit nie uithou nie. Met hierdie nuwe ding spoel alles weg en jy het geen beslommernis. Laat dit maar aan my oor, broer. Dag, broer, dan maar agterkom. Hierdie komitee van aksie teen kommunisme. Maar sonder net respek en boontjies daar is nie, né? Dan gaan we voort tot actie. Broer Emmer, kom uit! Broer Emmer, kom uit! Jy kan maar sagter praat, dominee, ek's nie Lazarus. Is het waar dat jy die mense teen die kerk oprui? Nee. En dan sal jy dit nog erken ook, né? Maar vandag het jy te ver gegaan, broer. Al die jare het ek het verduur, maar ek sê vir jou vandag sal ek het uitpraat. Anders sal ek my jou siel versondig. Ek is nog lank nie te ver gegaan nie, dominee. Ek het nou maar net begin. Ja, en jou begin lê jou volleinding, broer. Jy het oortree waar jy nie durf oortree nie, verstaan jy? En uit liefde het ek het nog vergewe soos ek baie dinge uit liefde vergewe het. Ja, tot 70 maal 7 sê ek vir jou. Maar vandag sê ek vir jou, is dit die 71ste maal, hè? En vandag plaas ek jou onder sensuur. En vandag spreek ek die bandvloek onder jou uit. En vandag bly jy uit my kerk. Verstaan jy? Dink jy nie dis tyd dat jy jou uit die politiek uithou nie, dominee? Net nou stamp jy jou kop. Op witgatwortel draai gedoog ons nie sulke goed nie. Maar broer, Hamas dit man. Wij werden nu zwijnen voor de ver. Ja, hey. Ja, blij waar je hoort je. Blij het mee kerk uit. Jo. Kom in eens. Des hij dominee, des. Jy gehoor? Dominee het vir Kootjie uit die kerk uitgesmit. Ek hoor dit. Ja, maar man, hy gaan aan met sy spoelery. Hy het binne die hele wêreld al omgedolwe. Ek wil juist loop kyk wat gaan aan. Nou toe, ek sal hier oog hou. Baie dankie. Môre, Kootjie. Môre, Kootjie. Lyk jy dan so bekommerd vandag? Iedereen se hand is teen my. Sensuur ding is 'n moeilike ding. Jy weet, ek mag nou geen voet eers meer in die kerk sit. Nie eens as ek by jou sou wou kom orrellesse vat nie. Maar jong, as jy nog 'n voet meer in die kerk mag sit nie, beteken dit nou ook dat... Hoe sal ek nou sê? Ek meen, sê nou jy besluit die dag om te trou of so? Kan nie. Dis uit, ek sê jou mos. Ai, Kootjie, dis vreeslik. Is vir jou peanuts. Dan het my Keffie Petoos gekoop. Baie hoor. Baie. Môre, Kootjie. Môre, my opie. Grondboontjie vir oor. Nee, dankie, ek is te oud vir sulke goed. Sê my, oom het mos al die jare so min of meer boek gehou van die staatsraad se dinge. Ja, maar jy gaan my moet niks uitvang. Ja, ek ken oom ons al baie lank. Ek wil net graag so 'n bietjie deur die boeke kyk. Om te? Net so ietsie wat ek wil opcheck. As oom my kan help. Hy is bezig. Maar altyd begin die voorbereidingsdienst. Kom praat. Ja, om mooi te praat nie. Kerkraad staan by my. Wie kom mooi praat? Dis dominee wat begin het en ek gaan nou aan. Ek het ook nou genoeg gehad. Broer, alleen opregte berou kan lei tot opheffing van 'n sensuur, hè? En hierdie lyk nie vir my na opregte berou wat jy het. Dit is nie. Die saak staan so. Ek het nou 'n bietjie tyd gehad om die dorpsraad se boeke so 'n bietjie deur te kyk. En ek gewaar dat dominee in al hierdie jare nog geen munisipale belasting betaal het nie.
Ja, maar daar's 'n duidelike verstandhouding tussen ek en broer Siening oor hierdie saak. Ek is al jare op die stadsraad en ek weet nie van so 'n ooreenkoms nie. Dominee weerhou van die keiser wat die keiser toekom. En wat erger is, Dominee is besig om jou manne teen my in die raad op te ruk. Dit is sabotasie en samenswering. En daarvoor kan 'n man deesdae 180 dae sit. Wat bedoel jy presies? Ek bedoel presies wat ek sê, Dominee. Maar ek is 'n redelike man. Ek sal nie Dominee laat opsluit. Hoorie, ek het nie tyd vir bogtery nie, hè. Ek moet loop. Ek het met die munisipale polisie gereël dat Dominee van hierdie oomblik af onder huisarrest is. Is jy van jou verstand af? Nee. Ek is mos nou die owerheid op hierdie dorp. En ek moet na die algemene welsyn van my mense omsien. Ag, Dominee. Kom sit. Kom sit, Dominee. Sit. Dominee. Dit maak vir my net so seer soos vir jou. Maar hier is die reëlings wat ek getref het. Van vandag af mag Dominee LSP vanweë dooie weerd nie tussen 6:00 'smiddag en 8:00 'morgens 'n voet by die pastorie uitsit nie. En bogenoemde Dominee mag geen sosiale byeenkomste bywoon nie. Nou, 'n sosiale byeenkoms is wanneer Dominee met meer as een persoon. Broer, ek kan nie met hier. Ek is nie klaar nie, Dominee. Met gelyste persone mag Dominee glad nie in kontak kom nie. Die volgende persone is gelys: Saggrys Noodskoot, Armans Droefontein, Siening van Wyk. Broer, jy Voorts word die komitee van aksie teen kommunisme tot 'n verbode organisasie verklaar. Dis naastenby al. Ek heb gezegd. Jy sien. Dis wat gebeur as die kommuniste oorneem, hè? Wat van die rule of law? Met my kan Dominee natuurlik altyd kom praat as Dominee wil. Wie wil met jou gaan praat? Mens weet nooit. Ek dink, miskien voel Dominee dalk eendag lus om my sensuur op te hef. Dit sal die dag wees. Maar wat word van my aandiens? Daar's baie ouderlinge wat kan waarneem. Dis net sy verdiende loon wat hy met Kootjie aangevang het. Buitendien, sy prikke was die afgelope tyd nie skool en souspotjies. Pure wind. Nee, oor die kommunisme. Maar as 'n mens nou deesdae kommunis, net wil jy nou verkies om oor 'n plassie water te gaan sit. In pleks van bokant 'n emmer. Nou, wat is nou sodanig verkeerd met die emmer? Hoe kan jy 'n man soos ek ooit skryf aan sy emmer? Ja, maar wat gaan van ons vies word? Dis wat ek wil weet. Dis dan 19 emmers vir laaste Vrydag. Dis dit almal nie wis of daar van die oues by. 8 van die ouers is nog alright. En het jy al die gemiddelde gewigte uitgewerk? Alles is klaar, kyk hier. Dit hou nog goed. Maar as die vrugte ryp word, gaan ze weer begin bars. Wil jy koffie? Asseblief, ja. Het is ook niet meer lang voor de eind van het jaar nie. En ek begin wonder of ons ooit by feeshouderij gaan uitkom as het so aangaan. Hier sit ons nou skaakmat, albei van ons. Kootjie. Wil jy nie maar die minste wie se gaan ekskuus vra nie? Ag, dink jy dit sal verskil aan hom maak? Ek weet mens is om Siening van Wyk wat agter hierdie ding sit. Hy kan hom sy kop oor en sy woedige bedank het. Hy wil sy pos terug hê, dis wat. Hulle sal nie rus voor ek daar heen is nie. Kootjie. Is jy seker daar's niks wat ek kan doen om te help nie? Regtig waar niks. Ach nee, dominee, waar is die aandag dan vandag? Sustertjie, as ek maar net wis. Jy weet,
Ons leef in sulke donker tye vandag. Ja. Waar is 'n smart wat soos my smart so groot is? As ek maar net leniging vir hierdie eensaamheid kan kry, my suster. Ek praat nou oor die orgel, dominee. Jy weet, in hierdie vloerklanke wat so kraak in die nag. Is daar niks wat ek kan doen om te help nie? Kom jy ook sustertjie, ek kan so baie doen, so baie. Ek bedoel nou om by hierdie dooie punt verby te kom, dominee. Ja, dis wat ek ook bedoel. Die dooie punt met Kootjie Emmer, dominee. Die hele fees hang al in die weegskaal. Laat hom hang. Jy weet, daai man is 'n vreeslike mens. En dit gaan ons dorp jare neem voordat hy weer sy rus herwin het. Dan dominee, as ons almal weer 'n slag behoorlik saam fees, sal dit baie help nie. Dan sê jy vir my, hoe vier 'n mens fees met Beelzebul in jou midde? Ons sal maar seker moet leer om mekaar oor en weer te vergewe, dominee. Anders weet ek nie. Weet, sustertjie. Nou, wat laatst nog gewild op my dak geweest. Dat was dit 'n teken. Jy weet, ek dink dis wat ons nodig het. Teken van bo, net iets soos 'n weerligstraal in die hemel. Môre Kootjie. Kootjie, Jopie, gaan maar by? Nee, dankie. Ja, er is niet zoveel mensen zoals andere jaren. Die gist lijkt me ook niet recht, niet. Zeg maar die weer om, Jopie. Alles loopt verkeerd vanjaar. Die mensen zitten wachten op elkaar dat iets moet gebeuren. Nou, Kootje, jij is ons nog burgemeester. Kan jij niet het ding laten gebeuren? Het is een groter ding is dat ik met mijn spoelwatertjes kan doen. Maar één ding is zeker. Als er een gaping komt, dan gaat ik hem vatten. Hola, baby's. Goeiemôre. Kan ik een aanbod krijgen, alsjeblieft, dames en heren? Koos, verkoop eerst die donkies. Wie geeft mij aanbod voor die donkies, alsjeblieft? Shilling. Zagreis, 1 shilling, dat is niet aanbod, die zagreis. Dat is een blimming belediging. Denk aan die donkese geschiedenis, oor dit 2000 jaar. Loop die ding oor die gezag van die aarde. Denk zijn edele herkomst. Hier komt met mijn shilling aan. Kom, kan ik ordentelijk aanbod krijgen. 5 shillings? 5 shillings, zeg ik. 5 shillings, 5 shillings, 5. 6 en een zak spijs. 6 en een zak spijs, 6 en een zak spijs, 6 en een zak spijs, 6 en een zak spijs. 9 shillings, 9 shillings, zeg ik. 9. Nog iemand. 12 en een zak spijs. 12 en een zak spijs, 12 en een zak spijs, zeg ik. 12 en een zak spijs, 12 en een zak spijs. 12 en 6, 12 en 6, 12 en 6, 12 en 6, 12 en 6. 15 shillings. 15 shillings, voor de eerste maal. Kom, dan nog iets verder, 15 shillings. Voor de tweede maal. Derde maal. Voor bij die donkies van leer. Recht, dames en heren. Nou die 4 voels. Kan ik een aanbod krijgen, alsjeblieft, dames en heren? Koos verkoop eerst die 12 voels wat oor is. Al 4 kan ik krijgen, dezelfde tijd. Dis Kootjie. Drink water. Sommer 'n gelle. Al wat help beweerlik. Arme kerel, is jy van bo geslaat word. Ag, op jou mond, Kootjie. Breek zijn mond op, laat ik aan water in krijg. Arme kerel. Is jy weer by ons, Kootjie? Is jy daar vir ons gespaar gebly? Kom. Zeker die ding zijn backwash het mij getreft. Ja, help hem op. Op, kerel. Wat van die vol stress? Ja, hy kom reg. Ik ga niet helpen vol stress. Net jongen, kom jongen, ons sal hom help. Ik mag komen om te sê die kerk staan morgen vir dominee oop as hy weer wil preek. Ja. Daar was 'n teken geweest. 'n Ligstraal.
so iets verneem. Ek dink dit is tyd dat ons verskille begin bybring. Saamwerk vir die fees wat kom. Besluit om dominee se inperking op te hef. Dan moet ek natuurlijk weer een ruil vir jou. Ek verwag niks in ruil nie, dominee. As u my onder sensuur wil hou, goed. Maar ek laat vir u los, voordat daar iets ergers in ons gemeenskap gebeur. Niemand anders dalk ook getref word. Al die omliggende burgemeesters, dat hulle almal baie belangstel in ons fees wat kom. Hulle reël almal skoonheidskompetisies en dan gaan al hulle mooiste meisies na ons dorp gestuur. Daar meneer Kwetjie. Vrou. Nou is daar niks meer wat ons terughou nie, vriende. En ek wil maar net sê, as ons dan volgende week ons se fees hou, dan gaan dit 'n ware fees wees. Maar net nie met die spoelery. Vriende, laat ons nie weer voorbegin nie, asseblief. Met al die oponthoud het ons al klaar net een nou sitplekkie in die gebou geïnstalleer kon kry. Kom ons probeer om in liefde en in vrede te sit. Jy praat van liefde en vrede. Al wat ek wil vra is, hoe gaan daai ding van jou werk in die droogte as ons nie water het nie? Presies. Ons tuintjies verrinne weer. Wil jy nou die bietjie water wat ons opgespaar het vir jou gespoelery gebruik? Maar dat was nou twak wat jy daar praat, Armans. Wat sê jy daar? Ek het twak gesê. TWAK. Weet nie wat jy gesê het nie. Ek laat nie van my beledig nie, verstaan jy? Vir jou prosedeer ek. Maar mans, prosedeer vir hom, dan spoel ek vir oom weg, laat daar niks van oom oorbly nie. Hy het nie gesê twak nie. Ek het gesê twak. Orde. Dat hy terugtrek wat hy gesê het. Nou goed. Ek trek die woord terug wat ek gesê het. Maar ek vervang hom met een wat ek nie gesê het nie. Excuus toch? Oom Jopie? Het is 'n ding daar, die koetjie. Daai water. Ek meen, julle weet toch allemaal, is so droog hier rond, dat die boerenskaas kan kop bo water hou. Dis hy. Nou ja, nou het ek maar net gedink. Ons het net een boorgat vir ons eie gebruik. Sal daar nou genoeg water wees vir die stelsel? Ek dog om Jopie is een van my manne. Nee, maar ek vra maar net. Ja, ek het lank daaraan gedink, oom. Ons gaan natuurlik boor vir water. Die dorp kan lankal doen met 'n nuwe gat. Sommige 'n reeks nuwe gatte. Maar tot tyd en wyl ons genoeg water het, sal ons maar net die een nou sitplek in die gebou behou. Broer Emmer, mag ek ook asseblief net 'n woordjie inkry? Seker, dom. Broers en susters, ek wil net graag sê dat ek ook hande 4 voete agter hierdie nuwe spoelstelsel staan. Dit is baie geriefliker. En dis al wat ek wil sê, broers en susters. Hoor. En daarmee is die vergadering klaar.
Drink je alweer? Nee, dat is toch maar net die kwassiese water. Jullie kennen ons allemaal Polions geperen toen, hè? Ja, Louis. Wil je nog graag voor die feest gaan zingen? Ja, Louis. Ja, goed, dan maken we het zo, hè. Jullie stappen allemaal achter mij aan in een rij. En dan kap je aan. 1, 2, 3, 4. Polions gaan peren doen. Polions gaan peren doen. Polions gaan peren doen. Ik ken het alleen. Die Parelse klokjes het een mooie geluid. En die Moerlandse nooitjes zien liefjes daaruit. La 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 zien liefjes daaruit. Het is niet mijn eeuwfeest, die niet. Hoi, Cookie. I do not have a head for heights, huh? Kom maar, Pipi, ik hou vast in leer. Hè? Ga niet bal, meneer. Doe maar daar weer punt meer. Mijn koekzustertjes. Nou kan ik het net niet meer hebben. Wat is er dan, dominee? Koekie. Zijn alsjeblieft met mij trouwen. Maar dominee, het is zo skielik. Ach, dank ouwe naam, koekzustertje, maar me toch niet te lang wachten. Je weet, ik is bitter eenzaam. Het is alles zo door elkaar. Kan ik maar morgen voor dominee sê na die feest? Ach, ik zal mijn best wel doen met koekzustertje, maar... Wil je niet maar hierdie skoonheidswedstrijd staan? Je weet, het is toch zo ijdel voor een pastorien, moeder. Maar moest daar mensen weer al klaar in die pastoresie doen, meneer. Ja, maar... Je weet, het is zo nabij. Die vloerplanken, die kraak zo. Hij lijkt voor mij zo bijen naar die hang van Koekepan. Hij lijkt voor mij zo bijen, hij lijkt voor mij zo bijen. Hij lijkt voor mij zo bijen naar die hang van Koekepan. Speel.
Vrienden. Vrienden, kom een nader alsjeblieft. Hoi daar, kom een nader. Vrienden, lieve vrienden. Voordat ik ons geachte eregasten, die burgemeesters, aan die woord stel, wil ik een baie goeie en geliefde vriend vra om die wegspoelstelsel in die gebouw te open. Sal vriend Sening van Wyk na vore kom asseblief? Asseblief oom Sening. Na wat oom alles vir die dorp gedoen het, die afgelope half eeuw, dink ek dat die eer oom toekom om die verrigtinge te open. Goed. Denk je dat iemand het weggespoeld? Onmoontlik om Jopie. Oom Sening? Oom Sening? Koetjie, er is iets verkeerd met my ingewonnen. Ik kan niet reg omkom hier. Oom Sening. Oom het net oom sy gulpsknoop aan oom sy onderbaadjie knoopsgade loop staan vasmaak. Hey, los mensen, jou weer te zien iemand. Dag Rens. Linda, dat is nou voor mij een groot plezier. Ons kan het zien. Om voor jou te zeggen dat die winnaar van hierdie competitie vanavond, als het ware, die suikerblom onder die Proteas, die koningin onder die koninginnen, ons eigen cookie ruimte was. Het is nou mijn plezier om zijn hooggeëerde, onze burgemeester, Koetjie Emmer te vragen om voor Koetjie te komen kronen. Kom Koetjie.
staan jy dan alweer so alleen eenkant? Jy ken my mos maar so. Ek so gemaak. Jy hoef vir jolifikasie en so nie. Maar is dan jou groot aand vanaand? Ja, ek weet. Jy weet nie. Waaroor beklei mense eintlik? Wind? Om het nou maar so te stel. Nou kry ons ook nie water vir ons, vir my stelsel nie. As al 7 droog gaat. Die peanuts vir jou. Ja, dankie, Gima. Ek het nog nooit in jou wa gery nie. Nou maar klim. Oeh, hy's mankoekiek. Koekie. Ja, Koetjie. Ek weet nou nie mooi hoe om te sê nie. Kyk, in my lewe is dit maar net ek en my emmers. En as die spoelstelsel nou kom, dan is die ook van my af. Ek het nog nie so daaraan gedink nie. Ek gaan maar alleenerig wees. Vra jy my nou met jou te trou? Ja, ek wil jou nie afronteer nie. Nee, maar as jy my wil vra, moet jy gou vra. Anders moet ek môre vir Dominee sy antwoord gee. Ek ook nie, maar hoe kan jy... Maar ek sê dit mos. Die antwoord is nee. Ek meen nou... Nee, ek sal nie omgee met jou te trou nie. Skree daar by die boermasjien iets. Kan jy uitmaak wat hulle sê? Ja, kan we. Het hulle water gekry? Nee, my koekie. Nie water nie. Dis olie wat hulle gekry. Olie.